Ewewig word by 25°C in 'n versadigde kalsiumhidroksied-oplossing volgens die vergelyking bereik. Stel Le Chatelier se beginsel. Wanneer die ewewig in 'n geslote stelsel versteur word, sal die stelsel 'n nuwe ewewig instel deur die reaksie te bevoordeel wat die versteuring teenwerk. Hierdie is 'n vraag wat baie gevra word as deel van vraag 6. Paar druppels gekonsentreerde soutsuur word by die ewewigsmengsel gevoeg. Watter effek het hierdie byvoeging op die massa van kalsiumhidroksied? Kies uit toeneem, afneem of bly dieselfde. Die massa van die kalsiumhidroksied sal afneem. Duidelik jou vorige antwoord deur na Le Chatelier se beginsel te verwys. Jy weet dat soutsuur 'n sterk suur is. Met ander woorde, dit ioniseer volledig. En dit beteken dat in oplossing gaan daar 'n groot hoeveelheid waterstofione vrygestel word. Hierdie vrygestelde waterstofione reageer dan met die hidroksiedione in die ewewigsmengsel om water te vorm. Daar is dus 'n verlaging in die konsentrasie van die hidroksiedione. En volgens Le Chatelier sal die ewewig skuif na die kant waar meer hidroksiedione gevorm word. In hierdie geval skuif die ewewig na regs. Nou, om meer hidroksiedione te vorm, moet meer van die kalsiumhidroksied oplos. En gevolglik neem die massa van die kalsiumhidroksied af. Aanvanklik word 70 gram ammoniumwaterstofsulfiet in 'n 3 kubieke desimeter houer by 250°C geplaas. Die houer word verseël en die reaksie word toegelaat om ewewig te bereik volgens die gebalanseerde vergelyking. Die Kc-waardes vir die ontbinding van ammoniumwaterstofsulfiet by verskillende temperature word in die tabel gegee. Is die ontbinding van ammoniumwaterstofsulfiet 'n eksotermiese of endotermiese reaksie? Ons sien vanuit die tabel dat met 'n toename in temperatuur is daar 'n toename in die Kc-waarde. As die Kc-waarde toeneem wanneer die temperatuur toeneem, sê dit vir ons duidelik die voorwaartse reaksie word bevoordeel by hoër temperature. Dus moet die voorwaartse reaksie endotermies wees. Duidelik jou vorige antwoord deur Le Chatelier se beginsel te gebruik. Wanneer die temperatuur verhoog word, neem die Kc-waarde toe. Dit beteken dat die produkte bevoordeel word. Volgens Le Chatelier se beginsel sal 'n styging in temperatuur daartoe lei dat die endotermiese reaksie bevoordeel word. In hierdie geval word die voorwaartse reaksie bevoordeel, wat beteken die voorwaartse reaksie is endotermies. Bereken die massa ammoniumwaterstofsulfiet wat by ewewig by 250°C teenwoordig sal wees. Ons het die Kc-waarde by 250°C as 18 mal 10 tot die mag minus 2. Daar's ook vir ons aan die begin gesê, aanvanklik word 70 gram ammoniumwaterstofsulfiet in 'n 3 kubieke desimeter houer by 250°C geplaas. Ons begin deur die vergelyking vir die Kc-waarde te skryf, dis bloot die produk van die produkte, en daar is geen koëffisiënte nie, so dit is net die konsentrasie van die ammoniak, vermenigvuldig met die konsentrasie van die H2S. Ons sien dat die ammoniumwaterstofsulfiet is 'n vaste stof, so dit kom nie in ons Kc vergelyking nie. Die waarde vir Kc is 18 mal 10 tot die mag minus 2. Ons sien wel dat die
stoichiometrie vir ons wys dat 1 mol ammoniumwaterstofsulfiet vorm 1 mol ammoniak en 1 mol waterstofsulfiet. So, die konsentrasie van die ammoniak gaan gelyk wees aan die konsentrasie van die waterstofsulfiet by ewewig. Nou kom ons stel daardie konsentrasies gelyk aan X. En nou kan ons dit invervang in ons KC vergelyking, so X kwadraat is 18 mal 10 tot die mag minus 2, ons kry die vierkantswortel en dit gee vir ons die ewewigskonsentrasies van ammoniak en waterstofsulfiet. Ons het nou ons ewewigskonsentrasies van die ammoniak en die waterstofsulfiet, is gelyk aan mekaar. Ons het ook die volume van die houer. So ons het die volume, ons het die konsentrasie, ons kan die aantal mol ammoniak wat gevorm het bereken. En dit gaan gelyk wees aan die aantal mol waterstofsulfiet wat gevorm het, want kyk na jou stoichiometrie, 1 tot 1. En net so gaan daar dieselfde aantal mol ammoniumwaterstofsulfiet wees wat ontbind het, want die totale stoichiometrie is 1 tot 1 tot 1. So kom ons gaan en ons bereken die aantal mol ammoniumwaterstofsulfiet wat ontbind het. En dit is 1,273 mol. Want ons gebruik die ewewigskonsentrasie en ons maal dit met die volume van 3 kubieke desimeter. Nou, ons soek die massa. So, ons het die aantal mol, ons kan die molekulêre massa kan ons bereken, so ons kry die massa as 64,912 gram. Die molekulêre formule, ons het 1 stikstof, ons het 5 waterstowwe en ons het 'n swaal. So nou het ons die massa wat ontbind het. So hoeveel bly daar oor by ewewig? Ons vat bloot die beginmassa en ons trek die massa af wat reageer het, wat met ander woorde ontbind het. En ons beginmassa is 70 gram, ons trek die 64,912 gram af en ons sien by ewewig bly daar 5,09 gram ammoniumwaterstofsulfiet oor.